Here, dankie vir die voorreg om net weer tot rus te kom, Here. Te midde die gejaag van 'n week, te kan sê, Here, ons is nou hier en ons het een doel voor oë die volgende uur, en dit is om in die teenwoordigheid te wees, onsself beskikbaar te stel vir die fluistering van u Gees. En ja, Here, u woord, om u woord toe te laat, om 'n saad te wees, wat nie net in ons harte val nie, maar wat vrugte baar, Here. Maar dankie, Here, dat ons weet, u is die een wat die groei stimuleer, u is die een wat die water gee, u is die een wat die snoeiwerk doen. Al wat u van ons vra, is 'n ontvanklike hart, Here, en 'n gewillige gees om u na te volg. Wees dan met ons vanoggend, Here, as ons saam met u nou tot rus kom. Amen. Ons tema vanoggend, my pa, my man kan. Nou ons weet uit die wêreld van realiteitstelevisie, is dit maar min of meer, veral dan die my man kan tema. Dit gaan daaroor dat jy as individu genoeg vertrou het in 'n ander persoon om te sê, ek staan en val by daardie persoon se vermoëns. Dit kan ook my ma, my ouma, my broer, my suster, maak nie saak. Ons kan letterlik daarin lees wat ons wil, want dit kom ter sprake as jy praat oor iemand. Ek weet nie wie van u dalk ook die gedenkprogram oor Jacques du Plessis gekyk nie, en hulle het met verskeie persone gepraat. Vriende, onder andere Willie Esterhuizen, Magda sy vrou, sy dogter. En dis duidelik, as jy vir hulle gevra het oor sekere fasette van sy lewe, sou hulle gesê het, my pa kan, my vriend kan, my man kan. As ek maar dink aan ons eie familie, oupa het die vermoë gehad om letterlik met sy 2 hande enige iets te doen. Maak nie saak, hout, staal. So ons sou gesê het, oupa kan. In ons familie, met ons eie kinders en kleinkinders, as dit kom by storie vertel, kleindogter sal sê, ons ouma kan. So elkeen van ons het 'n ander verwysingsraamwerk, maar dit gaan oor hierdie faset, dat jy 'n persoon in jou lewe het, wat op 'n bepaalde terrein so kundig is, dat jy amper bereid is om te sê, ek gee aan daardie persoon my onvoorwaardelike stem. Ek vertrou daardie persoon hiermee. Maar vanoggend wil ons bietjie dieper gesels as net die menslike dinge waartoe ek en jy in staat is. Kom ons verander dit, my pa, ma, my boetie, my sussie, my ouma, my oupa, maak nie saak wie nie, kan die Here volg. Ons sit net daai 3 woorde by. Kan die Here volg. As jy dit doen, wie kom in jou gedagte wêreld op? As jy 'n persoon wil beskryf en sê, daardie persoon kan die Here volg. Hou daardie gedagte sommer net so 'n bietjie vas. As ek vir jou 'n ander vraag kan vra, as jy dink aan die Bybel, wie sal jou gunsteling persoon wees? As jy wil sê, as ek nou dit oor daardie persoon lees, dis 'n persoon wat die Here kan volg. Kom ons hoor sommer, enigiemand, watter persoon kom by jou op? Moses? David? Paulus? Samuel? Josef? Daniel. So ons het elkeen ons eie ervaring as ons daardie persoon en die verhale wat vir ons van daardie persoon opgeteken is in die Here se woord. Dis 'n persoon wat die Here kan volg. Nou ek het ook 'n persoon geïdentifiseer en dis iemand anders. En ek wil graag vanoggend so 'n bietjie oor hom gesels. Caleb. En daar's 5 dinge in Caleb se lewe as ek dit raak lees, wat regtig vir my aanspreek. En ja, ons het verlede week toe ons gesels het met die familiediens ook rondom die suurdeeg,
het ons gesels oor Caleb en Joshua en die keuse wat hulle twee gemaak het. So my navorsing oor Caleb kom nou al so 2-3 weke ver, en hoe meer ek oor hom lees, hoe meer wil ek oor hom lees, want hy is een van daardie persone wat sy karakter, jy ontdek net dieper laag daarvan. So die eerste ding wat vir my uitgestaan het van Caleb, is dat hy 'n Kenasiet was, en nie uit die bloedlyn van Jakob nie. So, dit was nogal belangrik in daai tyd, veral as jy nou dink, die aartsvaders Abraham, Isak en Jakob, en dat die Messias eendag sal kom uit die geslagslyn van Abraham, Isak en Jakob. As jy buite hierdie geslagslyn val, was dit nie noodwendig die beste plek waar jy jouself kon bevind nie. Maar Caleb was onverskrokke, hy het geweet wie hy is, ek is 'n Kenasiet en hy het nie omgegee nie. In sy naam was daar ook 'n stuk hartseer verwoord. Letterlik beteken daardie naam hond. En as ou gaan teruglees, 'n bietjie weier lees, dan kom 'n ou agter, die ouens wat van suiwer bloedlyn was, het nogal na hom verwys as die hond. In 'n kwetsende term, wat daar wou net daai steekie ingekry moes word om te sê, maar jou bloedlyn is nie reg nie. So, dis die letterlike betekenis van hierdie naam Caleb. Maar daar's ook 'n ander moontlikheid in die Hebreëus, dat Caleb nie 'n enkel saamgestelde woord is nie, maar van 2 woorde saamgestel is, en dan is die vertaling van ganser harte. Met alles wat in my is. En hoe meer jy Caleb ontdek en sy karakter ontdek, kom jy agter, dis wie hy is. Hy mag dalk in die oë van die bloedlyn regte mense 'n hond gewees het, maar hy het geweet wie hy is en wat hy gedoen het met oorgawe van ganser harte gedoen. Tweedens, hy weet wie God is. Toe hy na 40 jaar in die woestyn gekies is om te gaan verken vir 40 dae. En in 40 dae, en as ons nou geografies gaan kyk na daardie landstreek wat hulle moes gaan verken, dit was nie groot nie. So as jy 40 dae daar spandeer het jy daai landstreek geken. Daar was geen verrassings nie, jy het presies geweet wat daar is. So, wetende dit, het hy gegaan en sy taak vir 40 dae gedoen. Maar wat lê in sy agtergrond? Die wolkkolom, die vuurkolom, die water uit die rots, die manna. So, hy het 'n verwysingsraamwerk gehad, die God wat ek dien, is 'n God wat enige iets kan doen. Die God wat ek dien, maak die onmoontlike moontlik. Die God wat ek dien, het in die 40 jaar wat verby is, onverskrokke vir ons gesorg. En as gesand van daai God, gaan ek nou hierdie land verken, want dis die land wat die Here vir ons beloof het. So hy het geweet wie God is. Hy het sy opdrag anders gesien. Die interessante is, al 12 van hulle dieselfde agtergrond, al 12 van hulle dieselfde verwysingsraamwerk gehad, al 12 van hulle het hierdie wonderwerkende hand van die Here beleef. Al 12 van hulle het 40 dae tyd spandeer in hierdie landstreek. En dan kom hulle terug en ons het laasweek gesê, 2 absoluut uiteenlopende weergawes en moontlikhede oor hierdie land. Wat was uniek van hom? Hebron het hy juis geteken. Sover ons kan oplees, sover ons in die woord kan verstaan, hy was die enigste van al 12, dit lyk ook nie vir my of Joshua saam met hom binne in Hebron ingegaan het, die stad, en die stad ook van binne verken het nie. Maar ons kan met sekerheid sê, hy het. Nou Hebron was die plek waar die reuse gebly het, die Enakiete. En uiteraard hulle was fisies groot, so die stad en die versterkings van die stad was aangepas vir reuse. So dit is verseker beter en groter en meer as gewone stede. En hy het dit hom nie laat afskrik nie. Sy opdrag het hy anders gesien. Hy het gegaan nie om te sê, watter moontlike moeilikheid lê daar vir my voor nie. Hy het gegaan vanuit die vertrekpunt, en daarom kies ek hom om te sê, as jy praat van iemand wat die Here kan dien, hy kan. Want hy het gesê, ek gaan kyk na Hebron.
Want dit is nie by my 'n kwessie van gaan ons Hebron inneem nie. Ons gaan, want die Here kan. En daarom moet ek presies weet wat in Hebron aangaan. Die dag as ons hom moet inneem, dat ons voorbereid is. Die ander het weggeskram en gesê, kyk net na hierdie mure, hierdie vesting, aangepas vir reëse. Ek wat myself sien as 'n springkaan, ek sal nooit hier kan inkom nie. En dit het hulle gedagtewêreld so vergiftig, dat hulle later die hele volk vergiftig het. Net statisties sê hulle, die vermoë van 10 mense, deur 'n kinderstorie, en op daai stadium het hulle geskat, die volk het ver meer as 1 miljoen getel. 10 het die vermoë gehad as suurdeeg negatief om meer as 1 miljoen mense so te beïnvloed. So ja, hy het toegelaat dat die Here in daardie 40 dae moet hom ook werk. Hy het nie net klinies gegaan en gesê, ek sien en ek rapporteer en wat kan ek sê, hier's 'n vesting, hier's reëse, hier's moeilikheid, kom ons bly weg. Nee. In daardie tyd, in daai 40 dae, het hy meer en meer seker geword van die feit, as ek terugkyk en ek sien die Here se hand en ek kyk vorentoe en ek sien hierdie reëse, ons kan dit doen. Die Here sal ons in staat stel. 'n 4de faset. Hy staan by sy terugvoer. Ons sien dit so baie vandag in gewone wêreld, veral as dit kom by sake wat die media haal en al die dinge, dat iemand tot op 'n stadium staan by sy of haar storie. Maar dan raak dit so warm, dat die storie ook nie meer die moeite werd is om by te staan nie. Caleb kon staan by sy terugvoer. Hy het nie 'n millimeter afgewyk nie. As ons daai hele gedeelte in Numeri 14 gaan lees, dan kom ons agter dit was 'n baie moeilike situasie. Want die volk het in opstand gekom. Die volk het in opstand gekom spesifiek teen hom en teen Josua wat die draers was van die boodskap wat sê, maar ons kan hierdie land inval, ons kan nie net nie, ons moet hierdie land inval, want die Here is by ons. En in daai gedeelte as jy hom lees, kom jy agter dat dit lelik geword het en dat ek, as ek hulle was, sou ek gevrees het vir my lewe. Maar desnieteenstaande, hy staan by wat hy gestien het en hy staan by die feit met my God kan en moet ons te doen. Maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het en sy geslag sal dit in besit neem. Daai enkele faset van hom, dat hy 'n ander gees saamgedra het. Die gees wat sê, ek sien wat meer is as die fisiese voor my. Ek sien die reëse, ek sien die vesting, maar ek sien ook die Here wat my in staat sal stel om hulle dan te oorwin. So hier kom hy nou en hy maak 'n keuse en hy sê, ek gaan die land wil tegemoet gaan. En ek gaan spesifiek in Hebron, die gedeelte waar hierdie stad is, met die vesting bly. En dis wat hy ook gedoen het. En hy het heel eers die 3 reëse wat daar was, wat geregeer het oor daardie vesting, het hy verslaan en verdryf. So, omdat hy 'n ander gees gehad het, wat die Here in hom raak gesien het. En dan gaan ons terug na sy naam toe. En hoekom ons sê, in die Hebreëse naam lê so baie van die karakter van die mens opgesluit. Van ganser harte. Jy moet heelhartig in 'n saak glo as jy sê, ek is bereid om hierdie stad met reëse aan te val, te oorwin dat ek daar kan intrek en hierdie landstreek my eie maak. So dis vir my die 5 dinge wat vir Caleb 'n baie ideale kandidaat maak, as ek wil sê, as ek na die Bybel kyk, hy kan die Here dien. Vir myself, ek moet weet wie ek is, ek moet weet wie God is, ek moet weet wat my opdrag is, en dat ek die Here moet vertrou, dat daardie opdrag oor my lewensduur strek. Ek moet staan by wat ek sien. As ek getuig oor die Here se hand in my lewe, moet ek daarby staan, onwrikbaar, en ek moet iets van 'n ander gees hê. Want 'n gees sê iets oor ingesteldheid, 'n gees sê iets oor houding, 'n gees sê iets oor innerlike dryfkrag. En kom ons wees eerlik met mekaar, die tyd waarin ons leef, het ek en jy 'n ander gees nodig.
Vir baie jare was 'n gees van laat God water oor God se akker loop, waarskynlik voldoende. Vir baie jare was 'n gees dalk van, ag ek gaan maar saam met die meerderheid. Weet jy, ek wil nie golfies maak nie. Ek bly maar stil. Ag, dis nie so ver weg van my kernwaarhede en miskien kan ek maar net daarmee saamgaan. Daai tydvak is verby. Ek en jy het 'n ander soortige gees nodig, 'n gees wat by die Here ons skuiling, ons vesting vind. Caleb kan ons beskryf as 'n gees van geloof, vertroue, volharding en toewyding. Hy het anders gereageer op wat in die wêreld gebeur as die ander 10. En dit is iets wat ek en jy moet nastreef. Want ons wêreld het 'n ander reaksie nodig. Op baie terreine van ons lewe, ook in ons land, bevind ons waar ons onsself bevind, juis daaroor, omdat daar die ander stem nie gehoor word nie. Omdat daar 'n gees van, laat die water net vloei, los my net uit. Maar die tyd is hier dat ek en jy vir mekaar moet sê, as kinders van die Here, as ons wil hê, ons geliefdes, ons kinders, ons kleinkinders eendag moet na ons kyk en sê, maar as dit gaan oor iemand wat die Here vertrou het, iemand wat van ganser harte in die Here geglo het, my oupa kan, my ouma kan, my ma kan, elkeen van ons. Maar dan is dit tyd dat ons gees wat anders moet wees as die wêreld. Alhoewel ons in hierdie wêreld is ons nie van die wêreld nie. Moet ons wees soos Caleb was om te sê, ek het 'n ander soortige gees, 'n gees, 'n ingesteldheid, 'n dryfkrag in hierdie wêreld waar ek nou is, wat my geloof en my vertroue in die Here, my volharding op my geloofspad, my toewyding sal tentoonstel. En wat is belangrik? Die getuienis van ander, en ek gaan net vinnig hierdie 3 lees, maar dit is nodig dat ek en jy oor onsself ernstige gesprekke met ander moet hê. Ek en jy kan nie maar net met 'n gehaalgeweer 'n skoot skiet en vir die beste hoop, ook nie in ons geloofslewe nie. Ook in ons geloofsreis met die Here moet ek en jy 'n strategie hê, 'n plan, al is dit net tussen my en die Here. Maar as ek vir niks mik nie, gaan ek niks raak skiet nie. So ek moet hulle die naaste aan my 'n eerlike gesprek kan hê om te sê, vandag al wat ek wil weet is, evalueer my geloofsreis met die Here. Kan jy met vrymoedigheid sê, ek kan? En as jy nie kan nie, sê vir my hoekom nie? Want dit gaan my geleentheid gee om op daardie terrein in my geloofsreis met die Here te groei. So kom ons kyk na getuienis, karaktergetuienis oor Caleb. Behalwe Caleb, die seun van Jefune, hy sal dit sien. En aan hom en sy kinders sal ek die land gee waarop hy geloop het, omdat hy volhard het om die Here te volg. Nummerie, maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, sal ek hom bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Behalwe Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, en Joshua, die seun van Nun, want hulle het volhard om die Here te volg. En is dit nie wat my en jou lewe as kind van die Here moet wees nie? Nie om iets te hê om in te roem nie, maar doodgewoon, elke kind van die Here, as ek en jy primêr die draers van die goeie nuus is, behoort almal wat ons pad kruis, dit te kan sê, op grond van ons lewe, op grond wat ons doen, op grond van wat ons sê. Baie mooi gedeelte in Joshua, waar Caleb dan nou kom en sê, nou wil ek daad by die woord voeg. Ek vra vir Hebron. Kom ons lees dit. Toe die mense van Juda na Joshua toe gekom het in Gilgal, het Caleb seun van Jefune, 'n Kenesiet, vir Joshua gesê, jy onthou wat die Here vir Moses, die man van God, oor jou en oor my gesê het in Kades Barnea. Ek was 40 toe Moses, die dienaar van die Here, my van Kades Barnea afgestuur het om die land te verken. Ek het aan hom verslag gedoen soos ek sake gesien het, maar my medeverkenners wat saam met my gegaan het, het die volk se hart laat verstyf van angs.
ek het die Here my God getrou gevolg, en Moses het my daardie dag met 'n eed beloof, die gebied wat jy deurgestap het, sal jou en jou nageslag se primêre besitting wees, omdat jy volhard het in jou trou aan die Here my God. So hierdie gesprek kom meer as 40 jaar later. Ek dink dis die ander ding as jy dit begin ontgin, dat Caleb die vermoë gehad het om hierdie drang om daardie land te betrek te behou. Daardie geleentheid waar die volk so in opstand gekom het, wat amper Caleb en Joshua se lewe geëis het, by daardie geleentheid het die Here se toorn ontvlam, en hy het die hele volk, Caleb en Joshua, ingesluit, teruggestuur woestyn toe vir 40 jaar. So hierdie gesprek kom na 40 jaar, wat hulle 40 dae spandeer het in hierdie landstreek, en by hulle terugvoer, waar Moses gesê het, daardie gedeelte sal dan vir julle wees. Van die tyd af dat die Here dit vir Moses gesê het, toe Israel deur die woestyn getrek het, het die Here my in die lewe laat bly soos hy beloof het, 45 jaar lank, en nou is ek 'n man van 85, maar ek is vandag nog net so sterk as die dag toe Moses my uitgestuur het. Die krag wat ek toe gehad het, het ek nou nog. Ek kan nog gaan oorlog maak en behoue terugkom. Dit sê iets van iemand wat hom of haarself sien met 'n ander soortige gees. Ek dink, kom ek praat dan net van myself, ek weet nie of ek na 45 jaar op 85 ouderdom sal sê, ek het dieselfde woema in my wat ek gehad het 45 jaar terug toe ek gesê het, ek wil hierdie bergvesting met die reuse inval nie. Ek sou waarskynlik gesê, dis nou 'n ander seisoen. Ek is 85, dit gaan nou 'n bietjie stadiger gaan. Maar hy het 'n ander soortige gees gehad, 'n gees wat die Here onwrikbaar vertrou het, as dit die land is wat vir my beskore is in my nageslag, moet ek dit inval. Al is ek 85, in my gees voel ek het dieselfde krag, dieselfde vermoëns, ek is reg, ek kan dit doen. En dan kom daai bekende versoek van hom in vers 12, gee my nou asseblief die bergwêreld, waarvan die Here daardie dag gepraat het. Jy het daardie dag gehoor, dat daar Enakiete is en groot vestingstede. Die Here sal by my wees, sodat ek hulle kan verower, soos hy beloof het. Om in die vleuer van jou lewe te wees, en te sê, die Here gaan my help, ek gaan dit nou doen, is een saak. Om 85 te wees, en steeds onwrikbaar te sê, die Here gaan my help, ek gaan dit nou doen, is iemand wat 'n ander soortige gees het. En daardie ander soortige gees lê in sy kind wees, sy identiteit in die Here, wat ek en jy ook beskore is. Ons kan ook so gees hê en openbaar. Dan die laaste 3 verse. Hierop het Joshua vir Caleb geseën en Hebron aan hom as sy besitting gegee. Hebron behoort steeds aan die nakomelinge van Caleb, die seun van Jefune, die Kenasiet, omdat hy die Here, die God van Israel, getrou gedien het. Hebron was voorheen bekend as Kiriat Arba, dit was vernoem na Arba, een van die beroemde helde van die Enakiete. Nou was daar uiteindelik vrede in die land. Weereens, kom ons kyk net na die naam, die inhoud en die betekenis in die Hebreëse naam. Hebron beteken in Hebreëus 'n plek van belofte, 'n plek van verbond. Nou al 12 die verspieders het geweet wat hierdie naam beteken. Toe hulle vir 40 dae in daai land tyd spandeer het hulle geweet as ras-egte Jode, meer as Caleb wat dan nou nie in die regte bloedlyn is nie. Hierdie plek waar ek nou is 'n plek van belofte. Wie die belofte gegee? Die Almagtige Here. Hierdie plek is 'n plek van 'n verbond. Wie het met ons 'n verbond gesluit? Wie is die God van Abraham, Isak en Jakob? Net nog steeds was die gees wat in hulle was eerder 'n gees van vreesagtigheid, wat nie van die Here kom nie. En hulle bring 'n verslag uit wat sê nee. Maar Caleb en sy ander soortige gees,
Hy het geweet, die land wat ek nou betree, beteken plek van belofte. Plek van verbond. Hier moet ek wees, dis die Here wat dit vir my gaan gee, en hy sal my in staat stel om dit in te neem. Maar net interessant wat hy ook raak lees, dis waar die grafte is van Abraham, Isak en Jakob en hulle gades. Abraham het die grot van die patriarge bekom in die gebied van Hebron, en dis waar hulle na oorlewing begrawe is. En dis ook die plek waar Dawid dan as koning gesalf is. So Hebron, 'n plek van betekenis. En Caleb sê, dit het die Here op my pad gelê, dis my roeping, en of ek nou 85 is of wat, dit is wat ek gaan doen. Die vraag vanoggend, vir my en jou, as ons sê, Here, ja, ek sê vanoggend, ek het 'n ander soortige gees wat ek dra in my, en as ek hom tot nou toe nie kans gegee het om te blom en openbaar te wees nie, die tyd is nou. Maar dan moet ek 'n paar vrae vir myself eerlik antwoord. Hoe lyk my Hebron? Watter terreine is daar in my lewe wat ek nie wil betree nie? Watter terreine is daar as ek hom sien ek die moeilikheid en ek sien nie die moontlikhede nie? Watter reëse moet ek verslaan? Wat is daai dinge wat vir my keer, wat vir my terughou, wat my vreugde steel om daardie seisoen van my lewe te betree? Kan ek 'n stukkie uit my eie lewe deel? Met my pa wat op 44 oorlede is. Ek het seker hier van 38 af. En Mariaan sal daarvan kan getuig, want dis iets wat maar net tussen ons was. Het ek regtig waar 'n vrees begin ontwikkel vir 44. En dit het my vreugde gesteel en die lewe na 44 vir 'n tyd lank die visie daarvan weggeneem. Want ek het ervaar dat ek in my dra hierdie ding in ons familie. Dit was my Hebron. En sy het my probeer begelei, en ek eer haar daarvoor om te sê, maar ons moet breër kyk. Terugkyk na hoe die Here met ons was, en terugkyk en sê, maar op grond daarvan, dit gaan nie aangaan nie. Hierdie geslagtelike ding gaan nie aangaan nie. Maar dit was 'n reus, en hy moes verslaan word, voordat ek die Hebron van 45 en verder kon betree. Met watter oë kyk ek na my Hebron? Hulle sien almal dieselfde reuse, dieselfde vestingstad. Ek en jy het ons moeilikhede wat ons voor ons het, of dit finansiëel verband is, of dit COVID verband was, of dit siekte verband was, maar daar's realiteit aan die situasie wat volgens verstandelike feite net moeilikheid spel. Is dit al wat ons raak sien? Of kan ons met 'n ander soortige gees begin om meer en wyer te sien, en die moontlikheid dat die Here ook vir my daar wag, en dat daar deur sy hand en sy nabyheid vir my ook in daardie Hebron lewe lê. Het ek 'n geaardheid wat van nature struikelblokke sien? Het ek 'n geaardheid wat van nature geleenthede sien? As die glas half vol is, hy half leeg. Dit gaan oor die ingesteldheid van my gees. En dit lyk vir my as ek na Caleb kyk, en hoe hy onverskrokke die Here gedien het, is dit vir my en jou iets om na te streef om te sê, maar daar's nie plek in my lewe om moeilikhede te sien groter as geleenthede. En dit het ek dink ons elkeen nodig in 'n tyd soos hierdie. Is ek in die woestyn as gevolg van ander? Dis iets wat ou nogal baie optel in gesprekke rondom 'n braaivleisvuur. Die blaam wat ons wil plaas op ander. Ek moet dit nou dra, maar ek was eintlik nie die skuldige nie. Dis eintlik ons voorgeslagte. Dis eintlik 'n ander regering. Dis eintlik 'n ander bedeling. En Caleb het vir 40 jaar in die woestyn gesit en 5 jaar daarna wat hy nie in hierdie beloofde land kon ingaan nie. Nie deur sy toedoen nie.
Ek het, soos ek met hierdie voorbereiding besig was, vir myself ook gesê, Here, ek wonder of U nie maar daai 2 manne voor die ander nou terug is woestyn toe moes gesê het, maar julle en julle gesinne kan sommer nou gaan. Die land is julle sin, maar hoekom hulle nou nog 40 jaar weer moes teruggaan? Maar dis die realiteit. En dis baie keer my en jou realiteit. Ons dra pyn en lyding, ons het 'n Hebron, ons het 'n woestyntyd, wat uitsluitlik die oorsaak van ander is en nie my eie nie. En dan die wonder van 'n andersoortige gees, wat in die Here gewortel is. Om nie elke dag teen daardie onreg vas te kyk nie, maar om elke dag steeds vas te hou aan die belofte van die Here. Steeds hom te sien. En te sê, Here, maar met U is daar vir my 'n ander toekoms, 'n ander moontlikheid. Watter beloftes van die Here hou ons aan vas? Om ons lewens daarvolgens in te rig. En elkeen van ons, soos vanoggend, as ons vra wie in die Bybel is vir jou die persoon wat jy sou sê, sy kan die Here dien, het ons elkeen ons eie opinie. So ook die beloftes van die Here. Die woord van die Here is deurspek met beloftes. Maar vir elkeen van ons is daar sekere beloftes wat ek my eie maak. Daar was beloftes wat Caleb sy eie gemaak het. En hy daarmee geleef. Dit was die essensie van sy andersoortige gees. Maar dan moet ek en jy, soos aan die begin gesê het, ek moet weet wie ek is en ek moet weet wie God is. As ek weet wie God is, weet ek watter beloftes van God is my eie, waarmee ek leef, wat my op my lewenspad dra. En dan moet ek hulle uit my kop uitken. Dit moet deel wees van my daaglikse handel en wandel. Matteus 24, wie egter volhard tot aan die einde, die sal verlos word. Caleb het volhard en hy het die beloofde land gekry. My en jou beloofde land is iets anders. Dis die huis, die Vaderhuis, die plek wat die Here vir ons in die Vaderhuis voorberei. Daarin is ons op pad. Maar wetende, hier is ons besig met 'n stryd en ons moet volhard met hierdie stryd. En dan 'n waarskuwing wat absoluut geskoei is op die gebeure van Caleb en die ander verspieders. Hierdie dinge het gebeur as 'n voorbeeld vir ons, vir my en vir jou, sodat ons nie na bose dinge sal hinker nie, soos hulle ook gehinker het nie. Dat ons steeds moet besef in die tyd waarin ons leef, is dit wat die volk destyds afgetrek het van die Here en hulle fokus op hom, 'n realiteit van my en jou lewe. Angs het in elke eeu van die bestaan van hierdie wêreld daardie rol en funksie vervul. In hulle situasie was die angs geleë in die reëse, in die vestingstede. Maar waar lê die angs van ons tyd? Ek kan 'n paar noem. Ek meen op my foon. Ek is seker by 5, 6 verskillende sekuriteitsgroepe betrokke. En dis nodig. Maar dit wat daar elke dag gedeel word, kan my so 'n lewe van angs laat inrig, dat my fokus van die Here af is. As jy kyk na die ekonomie, as jy weet, alles wat jy voorgewerk het, jou hele lewe lê in 'n fonds, en hierdie fonds is afhanklik of die ouens in Rusland met hulle bure oor die weg kom, kan dit jou met angs vervul. Want daai 2 ouens gaan nooit saamwerk nie. Die volgende moeilikheid is net 'n week weg. Dan maak die markte weer so. So ons het genoeg rede om te sê, die gees van vrees kan in ons aangewakker word. Maar as ek 'n ander soortige gees het, dan gaan die gees van vrees nie vatplek kry in my en jou lewe nie. En ons word daarteen gewaarsku, baie duidelik ook in 1 Korinte 10:6. So kom ons sê vanoggend, as ek en jy as kind van die Here wil leef in die jaar 2025, hier in die gemeenskap waar ons is,
En ek wil hê ander moet kan sê, as dit kom by die volg van die Here, hy kan, sy kan. Wat moet ek in my lewe openbaar? Lyk my daar's 5 dinge. Ek moet die Here volg met my hele hart. Ander moet dit kan beleef, soos die mense rondom Josua dit beleef het. Hy het nie omgegee wie wat sê nie. Hy het die Here gevolg. Hy het gestaan en geval by die Here. Ek moet uitdagings sien as geleenthede. En jy praat 3 minute met iemand en jy weet of hierdie persoon die benadering het van uitdagings of geleenthede. Het jy dit gesien? Het jy? Die gat word net donkerder en groter en dieper. Maar daar's 'n ander manier om te kyk na die werklikheid. As jy kyk vanuit die feit dat jy weet op grond van jou hele lewe agter jou hoe die Here voorsien het, selfs in die moeilikste van omstandighede, dat dit wat ek nou voor my sien, ek ook daardeur sal gaan. Glo ten spyte van. Ons kom baie keer op 'n punt wat ons sê, maar nou het die genade uitgeloop. Abraham, inderdaad, as ek 100 jaar oud word, sal ek nie meer vashou aan 'n belofte, dat 1 nageslag sal hê, en 2, dat my nageslag so groot sal wees soos die sand aan die see nie. Dan het ek daai belofte agtergelaat. Abraham het nie, en die Here het voorsien. Dieselfde met Caleb, glo ten spyte van. Hy sê, die Here het my in die lewe gehou. Ek was 40, ek was in daai land, ek het hom geproe, ek het hom beleef, ek het daar gestap, ek het die vrugte teruggebring. Nou moet ek nog 45 jaar gewag het oor julle nie die Here volkome wil vertrou nie. Maar weet julle wat? Ek het dieselfde krag, dieselfde woema. Ek is nou reg. Jou voorbeeld as nalatenskap. Mense sal dink na Josua hierdie pad gestap het, sy kinders het saam met hom gestap het, sal hulle sê, pa, dis wonderlik, jy het die Here gevolg en ons het eerbied vir jou, maar hy was jou journey, nie ons nie. Dan sien 'n ou sy dogter op haar versoek wil dieselfde pad stap. Die voorbeeld van haar pa was vir haar genoeg om te sê, so wil ek my lewe inrig. So wil ek ook die Here dien, so wil ek hom ook vertrou. Gaan lees daai gedeelte aangrypend, die grond wat sy gekry het en wat sy verander meer gevra het. En dit is die essensie van kind wees van die Here. Dat ons in ons lewe ander in staat stel om te sê, maar dit wil ek navolg, nie daardie persoon nie, maar die een wie daai een volg. Ek wil dieselfde doen as hy of sy, omdat ek daardeur wil wys, ek volg hom, die een wat hulle volg. En dan 'n vasberade, volhardende geloof. Daar waar hy Numeri sê, maak hulle nou stil, dat 'n ou moet weet, ook in my dra ek 'n stuk boldness, en ek dra die stem van die Here, en daar kom tye wat ek moet sê, dis nou genoeg. Soos hy hier gesê het, nou bly julle stil. Ons trek op, ons moet die plek in besit neem, ons kan dit doen. Ek dink van stil bly, het ons op baie plekke gekom waar ons nou is. As meer van die kinders van die Here, myself ingesluit, gesê het nee, ons kan nie verder stil bly. Kon ons dalk nou op 'n ander plek gewees het. Maar ons kan 'n verskil maak in die toekoms. Water onder die brug deur is deur. So ja, my vraag vanoggend, wat ek eers vir myself moes vra, maar wat ek ook nou vir jou wil vra is, kan die om my sê, op die vraag, dink jy hy, sy, wie ook al, kan die Here dien? In die konteks van my man kan, wat sal hulle antwoord wees? En wat wil ek en jy vanoggend vir die Here sê, het ons 'n behoefte aan in ons eie lewe, wat hy deur sy gees moet kom aanraak. Gebruik 'n oomblik van stil gebed. Deel dit met die Here.
Here, soms is die feite so verdoemend. En voor ek my oë kan uitvee, Here, is daar 'n stukkie vrees in my hart. Here, dankbaar, ons is dankbaar vir Caleb en sy lewensverhaal wat vir ons opgeteken is, oor so baie jare, Here. En elke keer staan sy getrouheid aan U, sy volkome vertroue in U, sy oorgawe, Here, aan U, sy andersoortige gees voorop. Lei ons op die Caleb pad, Here, in ons eie lewe. Ja, ons Hebron lyk anders as syne, Here. Die reëse lyk anders. Maar die God wat hy aanbid het, is die God wat ons aanbid. En daaraan hou ons vas. Amen.